Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Here ons God, U gee ons rede om te sing. Om te sing van U goedheid. U is ons God, koning oor ons hart. U wat van ewigheid af God is en tot in ewigheid sal wees. Here, ons wil nou stil word voor U, hier teen die einde van hierdie jaar. Ons staan op 'n drempel, tussen dit wat was en dit wat kom. Tussen herinneringe en verwagting. Tussen dankbaarheid en hoop. Here, U ken elke dag wat agter ons lê. U het elke tree saam met ons gestap. Deur vreugde, dankbaarheid, ook deur onsekerheid, verlies en stilte. Niks was vir U verborge nie. Selfs dit wat ons nie kon verwoord nie, het U geweet. U het dit geken en U het ons gedra. Here, ons bring hierdie jaar wat verby is na U toe. Alles wat gebeur het, goed en sleg. Daar is van ons wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Van ons vriende, van familielede wat gesinslede aan die dood afgestaan het. En ons wil nou 'n paar oomblikke stil word en hulle aan U opdra. Here, ons is hier by mekaar, omdat ons nie sonder U 2026 wil ingaan nie. Ons wil U woord oopmaak, ons wil dit lees, ons wil daarna luister, dit oordink. Daarom wil ons bid, maak ons innerlik stil. Laat die geraas van die wêreld en die onrus in ons gedagtes tot rus kom. Laat ons U woord hoor. Skep in ons ruimte waar U Gees met ons kan praat, waarin die waarheid kan wortel skiet, hoop kan asemhaal. Here, ons wil bid dat U ons ore sal oopmaak, dat ons werklik sal hoor, nie net met ons ore, met ons verstand nie, maar ook met ons hart. Open ons oë om raak te sien wat en waar U reeds besig is om te verander, om nuut te maak. Open ons lewens, sodat die woord nie net gehoor word nie, maar geleef kan word. Laat ons iets hoor van U belofte, U wat sê dat U op pad is, daar 'n dag gaan kom, dat U alles gaan nuut maak. En dat U in hierdie tyd wat ons op daardie dag wag, alles ten goeie sal laat meewerk vir die wat op U vertrou. Dankie Here dat die gebrokenheid van hierdie wêreld nie die laaste woord het nie, dat trane nie vir altyd vloei nie en dood en pyn nie die finale sê het nie. Leer ons om as mense van hoop te leef. Nie omdat ons alles verstaan nie, maar omdat U ons vashou en omdat ons vertroue in U kan stel. Ons wil bid dat U lig sal laat skyn op elke donker plek in elkeen van ons lewens. Laat U waarheid ons vrymaak, laat U liefde ons vorm. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die woord wat vlees geword het, die lig wat in die duisternis skyn en wat nooit uitgedoof sal word nie. Amen.
Ons maak ons Bybels oop by Openbaring 21, tweede laaste hoofstuk in die Bybel. Ons gaan die eerste 8 verse lees. Ek lees die 2020 vertaling sal hier op die TV wees. Johannes is aan die woord. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Van die eerste hemel en die eerste aarde tot niet gegaan, en die see bestaan nie meer nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerdal. Sy is gereed gemaak soos 'n bruid wat versier is vir haar man. Ek het toe 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, God se woonplek is by die mense. En hy sal by hulle woon, hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog en die dood sal nie meer daar wees nie, ook nie rou of 'n gehuil of pyn sal meer bestaan nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Hy het ook gesê, skryf neer dat hierdie woorde betroubaar en waar is. Verder het hy vir my gesê, dit is afgehandel. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Die wat dors is, sal ek laat drink uit die fontein van lewegewende water, verniet. Wie oorwin, sal hierdie dinge beerf, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Maar vir die lafhartiges, ongelowiges, losbandiges, moordenaars, hoereerders, towenaars, afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is die brandende poel van vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Tot daar, ons skriflesing. Dion Meyer is Suid-Afrika se gewildste speurverhaalskrywer. In een van sy boeke, 7 dae, skryf hy van Benny Griesel, 'n boba speurder, se week van hel, 7 dae van hel. En hy lees 'n boodskap wat vir hom geskryf is, wat sê, ek sal elke dag 'n polisieman skiet, totdat julle die moordenaar van Hanneke Sloot aankla. En dan begin die skietery. En so lees ons van hierdie speurder se 7 dae van hel, want boonbehalwe hierdie probleem en hierdie saak wat hy moet oplos en die dringendheid daarvan, die spanning daar rondom, die kompleksiteit daarvan, moet hy sy nuwe vriendin, 'n sangeres, voor haar openingsaand weghou van die bottel af. Hy moet sy seun keer om nie skandes te maak nie. Sy kollegas daarvan weerhou om die ondersoek te kelder en sy eie verterende lus vir die helende kragte van drank in toom probeer hou. 7 dae van hel. 'n Mens kan hierdie boek amper nie neersit voordat jy die laaste bladsy gelees het nie. Swaar kry, sug vir ontknoping. Die titel van hierdie boek help ons alreeds aan die begin daarvan om te weet dat hierdie tyd van swaar kry het 'n begin en 'n einde. Dis net 7 dae lank. En dis asof 'n mens vir Benny Griesel wil probeer bemoedig en sê, byt vas, hou aan, hou moed, doen jou bes, gaan aan, dis net 7 dae. Dan is alles verby. Daar is lig voor in die tonnel. Die boek Openbaring wil dieselfde doen. Dit is geskryf in 'n tyd waarin die gelowiges swaar gekry het, groot verdrukking beleef het.
die Romeinse keiser het vir homself die titel God toegeëien en hy moet aanbid word. En hy het dit vir die wat dit nie gedoen het nie, hel gemaak. Hulle om die lewe laat bring. In Openbaring wil hê dat gelowiges moet kan besef dat nie die keiser van daardie tyd die Openbaring geskryf is en ook nie die regering van ons dag die laaste sê het en in beheer is van die geskiedenis nie. God is in beheer. Die groot doel van hierdie boek is om die gelowiges te bemoedig. Dit is om gelowiges se lewens te verander van moedeloosheid, van swaar kry en moedeloos word as gevolg daarvan na mense met hoop. Openbaring is 'n boek waarin die stem van die grootherder met sy kudde praat en hulle bemoedig. Dit is soos die laaste bladsye van hierdie boek van Dion Meyer, waarin die ontknoping in die laaste minuut van die spanningsverhaal plaasvind. Ons tema is die dag wanneer God tuiskom. Ons het nou Kersfees gevier. Ons het dit gevier dat Jesus Immanuel geword het. Hy het God met ons kom word. Ons het gesê, hy het kom vel en been word. Hy het onder ons kom woon. En homself aan ons kom bekendstel. God aan ons kom bekendstel. En nou daarna, wanneer ons nou na die toekoms kyk, 2026 wat voor die deur lê, dan doen ons dit met hierdie verwagting in ons, dat Jesus wat gekom het en gesê het dat hy weer gaan kom, enige dag weer gaan kom. En dat ons met hierdie verwagting in ons elke dag moet lewe. Dat ons moet moed skep, omdat ons weet hy is in beheer. Ons weet nie waar in hierdie, as ons nou hierdie 7 dae se tema kan gebruik, in hierdie 7 dae ons is nie. Of ons by dag 3 of dag 6 of 7 is nie. Maar wat ons wel weet is, hy is in beheer. As ons kyk na ons teks, vers 1 tot 8, hier in hierdie gedeelte sluit die oordeel wat God vel in die vorige hoofstuk af, en dit dien as inleiding vir die opwindende aanbreek van die nuwe era. Ons weet dat net in die volgende verse 9 tot 27 word die nuwe Jerusalem beskryf en in die volgende hoofstuk die nuwe Eden. En so sluit die Bybel God se verhaal aan ons in die Bybel af. In die begin, die eerste hoofstukke, die tuin van Eden, en in die laaste hoofstukke opnuut weer daardie plek waar God volmaak by sy volk is. Die ou hemel en die ou aarde verdwyn. God maak dit nie net heel nie. Hy vernietig. Hy maak tot nuut alles wat nou deur sonde getuister is. Ook die see, wanneer hy hier praat van die see, dan het die leser destyds, was die see die plek van verskrikking, want die mense so oorgelaat aan die groot see, die bedreiging, en dit word as die oorsprong van die bose gesien. En God sê, ek maak alles nuut. Dit wat deur sonde gebreek is, word vervang.
En dan sê Johannes, hy sien die nuwe Jerusalem, die nuwe ruimte waar God volmaak is, vanuit die hemel, versier soos 'n bruid vir haar man. Die hoogtepunt van ons verlossing is die koms van hierdie nuwe dag. Vers 3 tot 4 gee vir ons die betekenis van hierdie ruimte. Sê God kom by ons tabernakel. Die Griekse woord is letterlik tabernakel, tent opslaan, by ons bly. Finaal. Hy woon nou by sy mense. Hulle sal sy volke wees. Ons hoor hier een van die mooiste beloftes in die hele Bybel. Kyk, God se woonplek is by die mense. Van Genesis tot Openbaring loop hierdie lyn waar God saam met die mens loop. Adam, Eva, reg deur die geskiedenis, die tabernakel, die tempel, Christus, die Heilige Gees. En uiteindelik kom hy dan en woon hy volledig en sigbaar by sy volk. Is die son nie meer nodig nie, want die heerlikheid van Christus verskaf die lig. Elke afstand word opgehef, geen tempel meer nodig nie, geen skeiding nie. God is nie net naby nie, hy is met ons, by ons. Vers 5 tot 8 het 7 uitsprake, ek wil hulle net vandag noem. In die eerste plek, God wat sê, kyk, ek maak alles nuut. Die tweede plek, hierdie woorde is betroubaar en waar. As daar een aspek, een eienskap van God is, 'n karaktertrek van God waarop die Bybelfigure in die geskiedenis op hulle God op aangeneem het, waarop aanspraak gemaak het, dan is dit God se getrouheid. Die feit dat hy getrou is, dat hy nog nooit een van sy kinders in die steek gelaat het nie. Hierdie woorde is betroubaar en waar. Dit het klaar gebeur. Die tydvorm van die werkwoord wat hier in Grieks gebruik word, is die perfectum. Dit is alreeds afgehandel. So seker is dit dat dit gaan gebeur. In die vierde plek sê hy, ek is die begin en die einde. Lank voor ons, lank na ons, tot daardie dag. En daarna is hy God en hy alleen. En dan kom hier die uitnodiging. Elkeen wat dors het, kom, ek gee vir jou te drinke, soveel as wat jy verdien. Nee, meer as wat jy verdien. Soveel as wat jy kan bekostig. Nee, verniet. Almal wat verlang na God se verlossing, word uitgenooi om van hierdie lewegewende water te kom drink. Verniet. Aan hom wat oorwin, wat end uit volhou, hy sal alles kry. Elkeen sal die volle prys ontvang. En dan in die 7de plek, die wat God se heerskappy verwerp, ontvang die ewige straf. Die dag wanneer God tuiskom, is 'n tema wat daardie dag beskryf, wanneer Jesus kom, wanneer die finale oordeel plaasvind. Maar dit is ook 'n tema vir 2026. Dat ons hoef nie net te wag tot daardie dag dat dit gebeur, om sy teenwoordigheid en sy leiding, sy hoop, sy vreugde, sy vrede te ervaar nie. Ons kan dit elke dag. Dit is waarom hy dit vir ons in sy woord laat opteken het.
Wat beteken hierdie verse vir ons in 2026? Skep moed, God is in beheer. In die tweede plek, gee jou lewe vir God, dat hy jou lei, dat hy jou gebruik. Ons word geroep om soos Bybelkarakters te word, wat getrou bly aan die lam. Onthou, God is in beheer. Die derde plek, God se oordeel is goeie nuus. Mense wat swaar kry en ly onder ander, mense wat uitgebuit word, verdruk word, doodgemaak word, kan met vrymoedigheid roep dat God tog sal kom om 'n einde aan hierdie ou dinge sal maak. Ons gaan net nou na 'n lied luister van 'n groep waar hulle sing, Here, ek besef hierdie wêreld is nie my huis nie. Hierdie is maar 'n tydelike plek. Kom. God sal dit doen op sy tyd. Sy oordeel is reg. Hy sal sorg. Wat ek moet doen, ek moet lewe soos wat die lam, die voorbeeld wat Christus aan ons gestel het, om homself te gee terwille van ons, so moet ons lewe. Ons moet onsself opoffer terwille van hom en van ons medemens wat dit nodig het, om sy koninkryk sigbaar te maak. Ons weet wat gaan gebeur. Anders as om daardie boek van Deon Meyer te lees van die begin af en eers op die laaste bladsye te weet wat gaan gebeur, weet ons nou reeds wat die einde van die verhaal is, van ons pad. Die laaste bladsy van die geskiedenis van die mensdom, van hierdie aarde, is vir ons oopgeslaan, sodat ons met insig kan lewe. Sodat ons nou reeds kan lewe as mense van die nuwe skepping, hoop bring waar ander wanhoop, liefde waar ander haat, volharding waar ander moed opgee, want ons weet, hy wat alles nuut maak, is met ons. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, U wat op die troon sit, U wat van ewigheid tot ewigheid regeer, U wat was en is en kom. Ons wil saam met hierdie koor, saam met hierdie groep bid. Kom Here, as U nie vandag kom nie, as U nie môre kom en alles kom verander en nuut maak nie, kom dan opnuut weer in elkeen van ons lewens. Wees koning, wees ons herder, ons Vader, ons leidsman. Maak alles in ons nuut, Here. Nie net te deel nie, nie net dit wat die ergste stukkend is nie, maar maak ons nuut, sodat ons U hoop, U vrede, U liefde kan uitstraal in 'n wêreld wat dit so nodig het. Wanneer ons wêreld wankel, onsekerheid soos golwe oor ons spoel, leer ons om vas te hou aan die woord. Vas te hou aan die feit dat U nog altyd getrou is. Here, ons wil bid dat U ons sal lei, dat ons sal leef as kinders van die lig, U lig. Laat ons woorde
genesing bring, hoop bring. Laat ons lewens getuig van u liefde en die feit dat u lig sterker is as die donker. Maak ons bewus daarvan dat ons nou reeds erfgename is van die nuwe skepping, u nuwe skepping. Dat ons nie leef vir dit wat verbygaan nie, vir dit wat maar net tydelik is nie, maar dat ons voluit sal leef vir dit wat ewig is, vir u, soos u dit bedoel. Daarom kom ons nou, ons vertrou onsself, ons toekoms, ons gesinne, ons geliefdes en die jaar wat kom aan u toe. In die naam van Jesus Christus, ons Here.